It is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be running the race, even when I'm waiting. I'm waiting on you, Lord, and are you peaceful? I'm waiting on you, Lord, though it's not easy. But faithfully I will wait. Yes, I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be running the race, even while I'm waiting. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not fail. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting on you. So dis altyd wanneer ek hier voor moet staan, nogal intimiderend. Want dis 'n verantwoordelikheid. Dis maklik om 'n paar mooi goedjies te sê en te bisie bama en jou goed te laat voel en jy hier uitstap. Partykeer is dit moeilik om goed te sê wat die waarheid is, want soms is die waarheid nie lekker nie. En ons wil nie altyd die waarheid hoor nie. Maar dis die waarheid wat ons vry maak. Amen. Dis die waarheid wat ons vry maak. So ons is vandag 3 weke in ons reeks oor die Heilige Gees. En ons gaan nog vir 'n klompie Sondae, eintlik nog tot die einde van volgende maand toe, as die Here wil, of tensy die Here nou intussen kom, dan is dit oukei. Gaan ons praat oor die Heilige Gees,
Want die Heilige Gees is so 'n integrale deel van ons lewens. Jesus het vir sy disippels gesê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Sê ek sal my Vader vra. En ons tema vir hierdie reeks is wag in the meantime. En ons is almal in the meantime. Ons wag op die koms van die Here Jesus Christus, sy wederkoms. En in die week praat ons daaroor, ons wonder hoe dit gaan wees, wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn. Hoe gaan dit moontlik wees dat elke oog hom kan sien en elke mens? Maar kan jy dink die pandemonium wat daar gaan losbreek, en dis wat die woord sê, mense gaan sê, berge val op ons. Maar in the meantime, moet ek en jy hier vas staan. Moet ons volhard, moet ons aanhou. En daar is baie wat begin, maar daar's min wat die wedloop voleindig. En in ons eie journeys, en as ek so vanmôre oor hierdie gehoor kyk, dan ken ek journeys. En ek ken dalk nie al die detail van jou journey nie, maar ek weet iets daarvan. Moeilike journeys, tawwe uitdagings, ongemaklike goed, selfs nog onbeantwoorde vrae. So in the meantime, word ons uitgenooi deur Lukas se woorde, maar dis eintlik Jesus se woorde wat Lukas onthou, toe Jesus vir hulle gesê het, en ek weet nie of hulle vir 'n oomblik daarvan vergeet het nie, of toe Lukas nou die brief skryf, naamlik Handelinge, dat hy weer onthou het wat Jesus gesê het. Toe Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 4 en 5, aan Theophilus, wat beteken geliefde van God, daarom is hierdie woorde ook vandag vir jou en my van toepassing, want ek en jy is ook die geliefdes van God. En hy sê, Jesus het gesê, hy het 'n bevel gegee, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, maar wag. Wag op die belofte van die Vader. Hy sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En dis op hierdie woorde, dat die disippels in daai bovertrek by mekaar gekom het, en 10 dae daar vertoef het. So as jy eers die eerste 2 dele van hierdie reeks misgeloop het, daar is ekstra blaadjies, en jy kan weer daarna gaan luister na die audio op YouTube. Maar dis die uitnodiging. Maar ons het vir mekaar gesê, wag is nie lekker nie. Ek hoef jou nie daarvan te oortuig nie, en ons het vir mekaar gesê, daar's 4 goed. Wag is onvermydelik, dis deel van ons lewens. Maar wag is moeilik, want ek is nie meer in beheer nie. Maar wag is ook nodig, al verstaan ons dit nie. En in ons as kinders van die Here is wag 'n noodsaaklikheid, want daar's sekere goed wat in ons lewens gevorm word deur te wag. Ons wil mos nie vandag meer wag nie. Ons wil alles hê, nou, in 'n kits, in 'n oomblik. Ons kultuur lei ons soontoe. Jy hoef nie meer te gaan soek vir antwoord nie, jy vra net vir Google. Vanmôre vertel Sonja vir my, sy voel so 'n bietjie nie lekker nie, en sy gaan Google toe, hulle het eintlik gesê haar bloeddruk is bietjie hoog, toe dog sy gaan gou net 'n quick fix remedy Google, jy weet, wat kan sy doen, bietjie gemmer drink of so ietsie, jy weet, en toe sê Google, nee, jy moet bietjie oefen. That's not a quick fix. Dis 'n harde, dit vat tyd. Ek wil nie dit doen nie. I want a quick fix. Ek wil net 3 gemmerpilletjies kap. En dan is dit opgelos. Maar dit was Habakuk wat vir ons gesê het,
En dit is vir my so mooi dat Habakuk sê, wag geduldig, en is eintlik God se antwoord op die volk se vrae. Al voel dit of dit sade gaan, maar wees verseker, dit gaan gebeur, en dit sal nie onnodig talm nie. En ons het vir mekaar gesê, elkeen se wag is op iets is anders. Nou sê maar net, wat het dat met die wag op die Heilige Gees te doen? Eintlik alles, want as ek nie kan wag in hierdie prosesse nie, hoe gaan ek ooit op die plek kan kom waar ek kan wag en talm om die volheid van God te ervaar? Want God lyk my nie word aangejaag nie. En dit is sleg dat daar 'n skrif is wat sê vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En die disippels het in die bovertrek by mekaar gekom en hulle wag was gelukkig net 10 dae, maar toe dink ek weer daaroor, eintlik het hulle 50 dae gewag van Jesus se opstanding uit die dood uit, tot by die vervulling van daardie belofte waaroor ons laasweek gepraat het, oor die Pinksterfees. En ek weet nou, laasweek was Vadersdag en lang naweek, en al, en miskien het jy dit gemis, maar dit is so belangrik dat jy eintlik net die backstory gaan na luister van Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees. God werk alles van die begin af met 'n wonderlike plan en alles word vervul. En daarom weet ek dat ek weet, niks sal vir God onverhoeds betrap nie. God se plan is voor die grondlegging van die wêreld, het hy sy plan in plek. En niks van dit wat nou gebeur in die wêreld is vir God onbeplan of onverhoeds nie. En in die week stuur Breggie vir my Habakuk 2 vers 3 uit een van die Engelse vertalings uit. Hy sê, one day, miskien is dit net vanmôre vir jou, you will understand that all the waiting was not in vain. God was preparing the best for you. Is dit nie mooi nie? God is preparing the best for you. Sê dankbaar, God het die beste vir jou en my instoor. En in hierdie week speel iemand vir my nie 'n gesprek, dit is eintlik net so 'n audio artikel of 'n video waar die persoon eintlik hierdie vraag vra en dit het nogal by my bygebly, maar wie wag dan vir wie? Wag ons vir God om te reageer of wag God vir ons? En dis 'n belangrike vraag. Wie wag vir wie? Ons wag op God. Maar ons het vir mekaar gesê, dit is nie 'n passiewe wag nie. Dis 'n aktiewe wag. Gaan kyk weer na week 1. Daai julle wat ou Henry Nouwen vir ons gesê het, daar was 'n klomp goed wat hy gesê het oor hierdie wag. Dis nie 'n passiewe wag nie, dis 'n aktiewe wag. Maar partykeer wag God vir ons, want God het al lankal vir ons gesê, hey, neem die eerste tree. Vra die vraag. Doen. Maar dan wag ons, want die wag is nou eintlik vir ons 'n comfort zone. So ek wil vanmôre vir jou sê, of vir iemand sê, of vir myself sê, wie wag nou vir wie? Wag is nie net passief rondhang nie, wag is aktief. Die disippels het nie rondgehang nie, hulle was eendragtig in gebed. Hulle het eintlik nie geweet waarvoor hulle moet vra nie. Hulle het ook nie geweet hoe dit gaan lyk nie. En toe dit kom, toe is dit bietjie chaoties. Goed. So God wag. Jesus sê vir sy disippels, en kom ons gaan net vir 'n oomblik weer terug na daai boefretrek toe. Hy sê vir hulle, ek sal die Vader vra om vir julle die belofte te stuur. Die belofte is God se belofte. Die Heilige Gees is God se belofte. En dan sê Johannes, wanneer hy daaroor praat, oor daai hele gebeurtenis daar,
Hy sê, hierdie is die gees van waarheid. En hy sal ons leer en lei in die volle waarheid. En die wêreld kan nie die gees ontvang nie, maar julle kan hom ontvang, omdat julle hom ken, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou, ek weet nie of jy al ooit in jou lewe 'n legkaart gebou het nie, en dan as jy hom klaar gebou het, kom jy agter daar kort een stukkie. Wat 'n teleurstelling. Wat 'n frustrasie. Nou kan jy imagine as jy 'n legkaart bou van 1000 stukkies. En alles is daar. En hier in die middel is daar net een groot gat. En jy soek, maar jy kry nie daai een stukkie nie. Ongeag hoe mooi die prentjie is en hoe hard jy daaraan gewerk het, al wat jy sien is 'n gat. Jy sien niks anders nie. Jy sien net die gat. Nou dit was Augustinus, die ou kerkvader wat 400 of 300 en iets jaar na Christus geleef het. En hy het 'n soeke gehad na meer. Hy het 'n soeke gehad om sy behoeftes te vervul, die leemtes in sy lewe. En dan skryf hy in sy belydenisse, sy confessions, onder andere dit. Hy sê, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." En dit was lank daarna wat Blaise Pascal, die Franse wiskundige, eintlik eers seker Augustinus se woorde raak gelees het, sy eie gebattle het met die gat, en toe praat hy net van hierdie vakuum. Hy sê, it's a God-shaped vacuum. En later het hulle gepraat van a God-shaped hole. Daai leemte wat deur niks anders in hierdie wêreld gevul kan word, behalwe deur God nie. Nou, die profeet Jeremia praat met die volk namens God, en dan sê hy in Jeremia 29 vers 13 en 14, hy sê, in die New Living Translation, if you look for me wholeheartedly. Nou dis nie dieselfde whole wat hy hier gebruik nie. Hier praat hy van die heelheid, die volheid. Maar ek het nogal gedink, dit pas. If you look for me wholeheartedly, to fill that hole, daai leemte, daai vakuum, you will find me. I will be found by you, says the Lord. Die message sê, when you come looking for me, you will find me. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else. Wanting it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. If you want it more than anything else. En ek wil hê jy moet net dit in gedagte hou vanmôre. So vanmôre wil ek jou na Paulus se brief aan die Efesiërs toe vat. En eintlik het ons nodig om die hele konteks te lees, om eintlik te verstaan wat Paulus hier skryf. Want Paulus praat in Efesiërs 5 eintlik oor ons vorige lewe, en hy praat oor die liefde, en hy begin Efesiërs 5 vers 1, en ons gaan nou nie al die verse lees nie, maar doen jouself 'n guns, dan sê hy, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Wandel in die liefde, en dan gaan hy aan, en hy praat oor 'n klomp goed, en dan kom hy hier in vers 18 van Efesiërs 5, en hy sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, maar word met die gees
vervul. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, laat die Heilige Gees jou lewe volmaak. Is jy nog hier? Of is jy nog net by die puzzle? OK, as jy by die puzzle is, sien jy die gat raak. En nou sê Paulus aan die Efesiërs, ons het nodig om die gat te vul. OK? En hy nooi ons uit, word vervul met die Heilige Gees. Nou as jy na die konteks kyk van Efesiërs 5, dan sal jy agterkom dat Paulus nie hier praat van 'n eenmalige vervulling met die Heilige Gees nie. Hy praat van 'n aanhoudende vervulling met die Heilige Gees. Want as jy kyk na die goed wat hy aanspreek in daai konteks, dan gaan jy agterkom dat jy vandag dalk die leemte kan vul, die oorwinning kan kry, net om môre weer te sukkel met iets binne daai konteks. En sy uitnodiging is, word vervul met die Heilige Gees. Is jy nog hier? OK. So, daar's 'n leemte. Daar's 'n vakuum, 'n God-shaped hole. Daar's 'n gat. En die uitnodiging is om hierdie gat te vul, hierdie leemte. So, dink bietjie oor die leemtes in jou eie lewe. Wat word hierdie leemtes, of wat noem jy hierdie leemtes in jou lewe? Is dit 'n begeerte? Is dit dalk 'n verlange? Is dit dalk 'n soeke? Is dit dalk 'n eensaamheid? Wat is dit vir jou? Miskien moet jy dit neerskryf. Moenie nou jou leemte neerskryf nie, want dan gaan jou buurman dit sien. Skryf jy daar neer, wat is my leemte? As jy nou wil hê ek moet bietjie meer geestelik wees, wat is jou dors as jy dink aan die vrou by die put, die Samaritaanse vrou? Of wat is jou honger as ons dink aan die gelykenis van die verlore seun? Paulus sê, ons het dit in ons. Dis deel van ons menswees. Elkeen van ons sit hier en ons leef met 'n stuk onvervuldheid. Daar's 'n leemte. Daar's 'n vakuum. Daar's 'n ding. Dis dalk 'n spyt. Wat is dit vir jou? So wat is dit? Wat is daardie groot behoefte in jou? Nou kom Paulus en hy praat oor 'n klomp goed, 'n klomp behoeftes. Ek hoop ek maak jou nuuskierig genoeg dat jy bietjie dit gaan lees vanmiddag na lunch. Maar dan sê hy, want sommige van julle kies om hierdie leemte te vul met wyn. Hy sê, sommige van julle kies om hierdie leemte te vul met wyn. Julle gebruik wyn as 'n plaasvervanger, as 'n substituut, om daardie leemte te probeer volmaak. Met ander woorde, dis 'n stimulasiemiddel, of 'n middel van stimulasie. Ons probeer daai honger stil. Nou dis waar die moeilike deel vanmôre inkom.
Ons leef in 'n baie meer gevorderde en gesofistikeerde wêreld as waar Paulus geleef het. En ek wil vanmôre vra dat jy met 'n oop gemoed sal luister wat die Gees vanmôre vir jou en vir my wil sê. Ons wêreld is baie meer gevorderd en meer gesofistikeerd. Vandag is daar baie meer as wyn beskikbaar om leemtes te vervul. Dink daaroor. Daar is in ons dag baie meer stimulante beskikbaar en ek het net 'n paar goed hier neergeskryf. En miskien wil jy dit neerskryf. Soos medikasie. Die wat voorgeskryf word en die wat onwettig is. Dwelms. Sê let maar, ons praat dan oor die Heilige Gees. Ja. Bly by my. Party word voorgeskryf en ander word nie voorgeskryf nie. Maar as daar iets is wat ek gebruik om 'n leemte te vervul, is dit veel anders as wat Paulus vir die Efesiërs skryf as hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Moenie wyn gebruik om 'n leemte te vervul nie. As 'n stimulant nie. Daai een was maklik vir my om te skryf, die tweede een was vir my bietjie moeiliker. Kom ons dink aan iets so suiker. Eina. Sweeties. Chocolates. Koek. Iets wat jou vinnig na hierdie high toe bring. Geliefdes, ek wil hê ons moet vanmôre iets hoor van die hart van God. Want ons is baie keer geneig om vinger te wys. Want ek drink nie wyn nie, so ek fokus net op wyn, maar ek vergeet van al die ander goed. Soos suiker. Jo, let jy vat dit nou wyd. Ek wil dit wyd vat vanmôre, want ek wil hê ons moet iets hoor van die slinksheid van die vyand om ons weg te vat en weg te kry van dit wat God in ons lewens wil doen. En nou moet jy die konteks gaan lees vandag van Efesiërs 5. Wel, alles met die doel om my beter te laat voel, om 'n leemte te vul. Nou, dis nie net wyn en medikasie en sweets wat dit doen nie. Daar's ook ander aktiwiteite. Oefening. Gelukkig het ek nie daarmee 'n probleem nie. Die obsessie. I'm not looking at you, Jean. Michelle. Romantiese verhoudings. En ek praat nie, gaan lees die konteks. Verbeeldingsvlugte. Pornografie. Sepies. Nie Lux of Dove nie. Verbeeldingsvlugte om 'n leemte te vul, 'n vakuum om hierdie gat te vul.
Ja, en ons sit nog met 'n groter probleem vandag. Dink aan mense wat hulle verloor in goed soos Instagram en Facebook en die en dat. Ek gaan nie daar nie, ons het daai vrou betaal om hier te kom om vir ons te vertel, Anke de Beer, né? Alles om my te help om beter te voel, om vervuld te voel. So ek het dit hier neergeskryf. So wat is jou wyn? Net om dit terug te bring. Nou Paulus se woorde. So wat is jou wyn? En dis iets wat ek en jy nie nou net vanmôre sommer so nonchalant moet verby laat gaan nie. Hoor wat sê die Gees van God. Gaan dink daaroor. Daai ding wat jou beter laat voel, wat die leemte vul, daai ding wat jy doen of wat jy gebruik om jou beter te laat voel, om net so bietjie te escape van die realiteit. Nou dis in die amplified version waar Paulus se woorde so bietjie anders gestel word, maar ek wil dit graag vir jou uitlig. En jy moet dit mooi verstaan in die konteks. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Be ever filled and stimulated with the Holy Spirit. So ek wil dit met groot versigtigheid sê, en jy moet dit verstaan in die konteks. Net soos wat wyn 'n stimulus is, sê Paulus, is die Heilige Gees ook 'n stimulus. Dink weer aan wat gebeur op die dag van Pinkster. Toe die Gees van God uitgestort word en die mense hoor wat buite gestaan het en wat nie binne is nie, wat was die eerste reaksie? Hierdie mense is dronk van wyn. Hulle is dronk van wyn. Hoekom? Wat was sigbaar? Ek het net sommer 'n paar goed geskryf. Blydskap. Het jy partykeer gesien, mense wat te veel gedrink is baie bly. Niks kan hulle pla nie. Hulle is baie vrymoedig ook. En vrypostig. En slim. En braaf. En dapper. Is dit so? En nou dink jy hierdie ouetjies wat nou 'n paar dae gelede gaan lees bietjie, hulle was agter slot en grendel ook by geleenthede in daai bo vertrek want hulle was bang. En nou kom hulle uit. Hulle brabbel, hulle praat, hulle is vrymoedig, hulle is vrypostig en wat dink die mense? Jo, hulle is dronk. En dit was arme Petrus wat dit moes explain. Kan jy imagine die ou wat die oor afgekap het van Malchus, hy moet nou orde handhaaf hierso. Dink net hoe tree baie mense op onder die invloed. Maar dit is ook belangrik om te sien en te besef, dis nie dieselfde nie. Maar ek wil dit sê, in sigself is nie wyn, suiker, oefening ensovoorts sleg of verkeerd nie. Maar dit gaan oor die mate en die motief. Gaan oor die mate en oor die motief. Die ou mense het gesê, alles met 'n te is 'n probleem, behalwe te voet en te perd. ‘n Oormaat kan nadelig wees, want dit kan jou gedrag en jou oordeelsvermoë beïnvloed. So, dit laat jou vir 'n oomblik goed voel. Dit kan jou vir 'n oomblik laat ontsnap. Maar daar is 'n realiteit. Daar is 'n realiteit. En die ding is, mense probeer van die realiteit ontsnap. Maar die probleem is, dis kortstondig. Daai plesier is kortstondig.
Jy kan vir 'n oomblik ontsnap van jou verantwoordelikheid. Maar as dit uitgeweer is jou verantwoordelikheid groter. Geliefdes, genoeg nou van die negatiewe. Die vervulling met die Heilige Gees aan die ander kant bring 'n groter bewustheid, 'n groter realiteit. Miskien moet jy dit neerskryf. Want wat het Jesus gesê? Eerstens, die Gees is die Gees van waarheid. Dis die Gees wat ons leer en lei en ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Die Heilige Gees maak ons bewus, hy bring 'n groter bewustheid, 'n groter realiteit. So, net vinnig, daar in Handelinge 17 lees ons lees daar van Handelinge 15 af, van Paulus se sendingreise, maar daar in Handelinge 17 is hy in Athene, en staan hy in die middel van die Areopagus. En hy is eintlik ontstel, want hier is 'n klomp altare vir allerlei gode. Kies 'n god, choose a god. Maar hier is ook 'n altaar vir 'n onbekende God. En dan sê Paulus dit. Hy sê, dis hierdie God wat ek kom verkondig. En dis so mooi gedeelte daai, van waar Paulus eintlik vir hulle sê, dat dit God is, wat elke persoon op 'n sekere plek, sekere posisie, laat bly en laat leef, sodat hulle daar God kan soek en vind. En dink net 'n bietjie daaroor. Okay, hou dit net daar. So hy sê, ek is hier om hierdie onbekende God te verkondig. En dan lees ons in vers 24 en 25. Hoor hoe beskryf hy hierdie God? Hy sê, dis die God wat die wêreld gemaak het. En alles wat daarin is. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Dan sê hy hierdie. Hy sê, en hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Lei dit ergens te vir jou 'n klokkie? Oor wie die tempel is van die Heilige Gees? Ons, hy woon in ons, okay? Hy word ook nie deur mense hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Die Heilige Gees maak ons bewus van 'n groter realiteit. Net dat jy die lyntjie kan volg. Nou sê Paulus, hierdie onbekende God is hierdie God, wat nie in 'n tempel woon nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy hou alles in stand. Hy sê, dis hy wat aan almal lewe gee, asem gee en alles gee. Kyk, dan sê vers 27 en 28, hoor wat sê hy. Maar hy is nie ver van ons nie. Want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. In him we live and we move and we have our being, our existence, ons bestaan. Is jy nog hier? Kyk hoe mooi sê die Passion Translation dit vir ons. He has done this so that every person would long for God. Ons is besig om my gaatjie vol te maak in hy puzzle. Ons maak nie die gat vol met my wyn nie.
ongeag wat jou wyn is. Hy sê nee, ons maak die leemte vol met God se teenwoordigheid. Hoe is hy teenwoordig? Deur sy Gees. Want hy woon nie in tempels van hande gemaak nie. Maar hy gee vir ons lewe en asem en alles. In en deur hom leef ons, beweeg ons, is ons. We have our being. Okay. He has done this so that every person would long for him. Kyk hoe mooi is dit. Feel their way to him and find him. Jo, is dit nie mooi nie? Want ons was in die donker, ons was in die duisternis van sonde. We feel and find our way. For he is the God who is easy to discover. It is through him that we live and function and have our identity. Is dit nie mooi nie? Our identity. Want weet jy wat doen die leemtes wat ons probeer vul met al die goed? Eintlik soek ons net ons identiteit. Wie ons is. Wie ons is. So wat in die Gees van God, hy kom vul ons met God self en ons kry 'n realiteit, 'n godsbewustheid. En dit verander ons. Dit verander ons. Dit kom herskep en kom vernuwe ons. Hy sê, gaan nie gou terug. It is through him that we live and function and have our identity. Okay, 3 goed. Ek sien Michael is hastig. Nou, so die eerste ding, toe maar Michael, jy kan maar jou kop oplig. Sak hy agter hy skreen. Dankie dat jy jou werk doen, Michael Schumacher. Okay. Jy vul dit in, want ek het dit nie ingevul nie. Die Gees, die Heilige Gees in ons, wil doen wat? Daai is om in ons 'n bewustelike verhouding, om ons in 'n bewustelike verhouding met God te bring. Ek het hierdie te vroeg in die môre gedoen vanoggend. Die eerste ding wat die Heilige Gees in ons wil doen, is om ons in 'n bewustelike verhouding met God te bring. Hy vat ons weg van ons valse self. Daai een wat gevoed moet word met al hierdie buitegoed. En hy bring ons na ons ware self. Ons ware self is wat God ons geskep het om te wees. En as jy weer gaan lees in Efesiërs 5, dan sien hy, ons word eintlik geskep om mense te wees van liefde, van vreugde en van vrede. En daarvoor het ons die Heilige Gees nodig. So wat doen die Gees? Eerstens, hy bring ons in 'n bewustelike verhouding met God. Weg van hierdie ander goed. Dink bietjie aan die kultuur en die dag waarin ons leef en bevind. Ons word oortuig dat dit wat saak maak is, dit wat sigbaar is, dit wat sensasioneel is, dit wat, ek kan nie daai ander woord hier gebruik, hier is nou kinders, begin ook met 'n want binne dit is daar hierdie leemte en ons probeer hierdie leemte vul. As jy nie verstaan wat ek nou gesê het nie, gaan lees Efesiërs 5, jy gaan gou die antwoord kry. Maar, ja, jy mag dit nie nou sê nie. Dis kinders. Mag ons net 'n bewustheid wil kry van God. Halleluja. Geliefdes, God se Gees kom vul ons nie primêr vir die shivers en die rivers en die rille en die grille en die lekker gevoele nie.
Daai is wonderlike gawes en ons gaan daarby kom. Maar waar begin dit? Dit begin by die feit dat ek en jy moet wag. Ons intensie moet wees om die volheid te hê. En die Gees van God bring ons in hierdie absolute bewussyn van wie God is. Geliefde, die vervulling met die Heilige Gees nooi ons eerstens uit na van die buitekant af na die binnekant. From the circumference to the center. Van voorgee na realiteit. Van tyd, die nou, na die ewigheid. Dink bietjie daaroor. Hy vat ons weg van die nou af, van tyd tot in ewigheid. Wat het Jesus gesê? My Gees sal by julle bly tot in ewigheid. Maak dit vir jou sin, of is dit te vinnig te veel? Gaan luister weer. Die tweede ding wat die Gees in ons doen, dit help ons om ons ware self in God te vind. Ek vind my identiteit. En dis die Heilige Gees wat dit ons kom doen. En hy help ons om met 'n daaglikse bewustheid te leef van God se teenwoordigheid en sy werksaamheid in ons. Want die Heilige Gees leer ons en lei ons. En het jy agtergekom, vanmôre staan jy op in die mooiste intensies. En vandag oorwin jy. En môre ry jy daai selfe pad, dan oorwin jy nie. Maar God se Gees is in ons. En hy bring 'n bewustheid. Hy help ons om God te vind. In ons daaglikse bewustheid te leef in sy teenwoordigheid. Ek weet nie van jou nie, maar ek het God se Gees nodig. Elke dag, elke oomblik van die dag, sy teenwoordigheid om my te leer en my te lei. Maar hy kom herinner my ook aan my ware identiteit van God. Ook die derde, ons is amper klaar. Die derde ding wat die Gees kom doen, is hy maak ons leeg van onsself om ons vol te maak van hom. Vir die wat geestelik wil wees nou, dink aan die vrou by die put. Sy was dors. Julle ken haar verhaal. Sy het 'n ander dors gehad, sy het 'n soeke gehad, sy was al by die 5de man. Hy was nie eens haar man nie. Tyd laat my nie toe vanmôre nie. Ek wou nog eintlik 'n bietjie tyd gespandeer het by daai verlore seun. En dit is 'n gelykenis, maar dit is so waar van ons elkeen. En daar in vers 20 en miskien kan jy dit in die week gaan lees, jy hoef dit nou nie vandag te lees nie. Gebeur daar iets amazing. Wanneer hy eventually terugkom, dan omhels die Vader hom en die Vader soen hom. Hy vou hom toe. En dis eintlik in daai oomblik wat daai kind, daai seun sy ware identiteit ervaar. Hy het nie sy identiteit besef toe hy in die Vader se huis was nie, toe hy alles gehaat het nie. Daar was 'n honger in hom vir iets anders. Hy wou 'n leemte vul en toe gaan hy en hy gaan spandeer al sy pa se geld. Op universiteit, nee, nie op universiteit nie. Hy gaan mors sy pa se geld. Maar die oomblik toe hy terugkom, omhels die pa hom en hy soen hom. En in daai oomblik besef hy sy ware identiteit. Kom ek gee vir jou net nog 'n skriffie. Ek wil vir jou 2 skriffies gee. En luister, wat skryf Paulus aan die Galasiërs oor jou en my? En dit maak nie saak met wat ook al jy jou leemtes probeer vul het nie. Jy bly onvervuld, maar die uitnodiging is kom huis toe.
sodat die Vader jou kan omhels en jou kan soen. En luister wat gebeur. Dan kom die Gees. God stuur sy Gees, die Gees van sy Seun. Julle weet, dis die Heilige Gees. En wat kom doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom roep in ons. Abba, Vader. Wat sê daai seun vir sy pa toe hy toe kom? Ek is nie waardig nie, maak my net 'n diensknegt. Nee, jy verstaan nie iets van identiteit nie. Hey, partykeer wil ek en jy ook net hierso, want ons voel so sleg oor al die goed waarmee ons leemtes gevul het en ons geskiedenis en ons agtergrond en ons foute en ons goeters. As ons nou maar net hierso so klein shackie kan hê. God sê nee. Jy's 'n erfgenaam. Jy's nie 'n diensknegt nie, jy's 'n kind. Maar as 'n kind is jy ook 'n erfgenaam. En dis net die Gees van God wat dit in jou en my binneste kan doen. En hy roep konstant in ons uit. Abba, God is ons Pa. Wow. Is jy dankbaar vanmôre? Wil jy vervul wees met God se Gees? Los die wyn. Los jou wyn. Want dit maak ons slawe. Dit verslaaf ons. Dit hou ons vas. Dit bind ons. Dit steel ons ware self. Dit steel ons identiteit. En ons wat hier sit, is nou nie soos die wêreld daar buite wat so scruffy is nie, but we are sophisticated. Maar geliefde, verskoon dit. 'n verslawing is 'n verslawing. If it's sophisticated or not, somewhere you will lose your sophistication. En ons het die Gees nodig. Daarom sê Paulus, moenie dronk word van wyn nie, van jou wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees, want daarin kry jy 'n bewustheid van wie God is. Daarin vind jy die ware realiteit. Daarin kom die Gees en hy getuig in jou dat God jou Abba is. Okay. Geen wonder Paulus sê, daar in Efesiërs 5, ontwaak, jy wat slaap. Arise. Die Griekse woord is die betekenis van die Griekse woord is eintlik so mooi. Collect your faculties. Kry jou kop bymekaar. En vanmôre wil die Gees van die Here vir ons sê, kom aan ouens. Daar's meer. Daar's soveel groter. Okay, 'n laaste skrifgedeelte en dan beloof ek is ek klaar. En dis Paulus skryf hier aan die Korintiërs. Hy skryf eintlik hier oor die huwelik. Ek haal die skrif uit sy konteks uit, maar ek dink dit is so gepas. Dink nou weer aan Handelinge 17, waar hy sê God bepaal ons grense en ons blyplekke sodat ons hom kan vind en soek en vind en hy's maklik bevindbaar. En dan skryf in die Message vertaling, parafrase, is dit vir my so mooi. Hy sê, so stop wishing you were somewhere else or somebody else. En hy praat daar, ek het die with in hakies geskryf, ek wil eintlik hier met die with net doorkrap. Don't be wishing you were someplace else or someone else. Onthou, ek sê, hy praat hier oor die huwelik. Moenie wens jy was, okay, maar moenie eens wens jy was saam met iemand anders nie. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God defines your life. In Him we live and move and have our being. Hy is ons identiteit en sy Gees is die beeld daarvan. Is dit nie awesome nie? Kan ons vir die Here net 'n lofoffer gee?
Los jou wyn en raak vervul met God se gees. Moenie op 'n ander plek wil wees of iemand anders of in 'n ander omstandighede nie. Moenie probeer ontvlug en wegkom en dit onderdruk op alle maniere of hetsy wat ook al nie, maar ons word vandag uitgenooi in the meantime om vervul te wees en vervul te word met die Heilige Gees. Geliefdes, en ek weet jy het nou al jou boekie geberre, luister net hierna. Kom laat ons nie toelaat dat die vyand ons verlei en weglei nie. Hy wil ons bring op 'n plek van verslawing en dit begin. En in die begin is dit lekker en maklik, maar die uiteinde daarvan is die dood. En ek en jy het die Gees van God nodig. Die Gees van waarheid om ons te leer en te lei. Dis 'n tawwe woord vanmôre. Dis dalk nie iets wat jy wou hoor vanoggend nie, maar dis iets wat die Gees vanmôre vir jou en vir my wil sê. Sal ons gehoor gee. Net daar waar jy sit. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Kan ons vanmôre eerstens, terwyl ons daar sit en ons oë gesluit hou, en dit gaan 'n moeilike een wees, kom ons erken vandag ons wyn. En vra vir die Here om deur sy Gees jou vry te maak. Om jou los te maak. En is net sy Gees wat dit kan doen. En ek wil nie vanmôre sê dit gaan dalk maklik wees nie. Maar jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ek en jy het die Gees van God nodig. Ons het sy krag en sy sterkte, sy invulling nodig. Want dit is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek, wat in jou sterflike liggaam woon. Nie net vir die opstanding eendag nie, maar om op te staan. Ook nou. En dit te kan oorwin. Wat jou vashou. En dalk is die eerste stap wat ons moet neem is om te sê, Here, vergewe my dat ek vinger gewys het na ander. En ander se verslawing en ander se leemte vul. En sodoende die fokus van myself probeer afhaal het. En in die proses vir myself probeer sê het, of gesê het, wel ek is dan nie so bad nie. Myne is nie so opsigtelik nie. Paulus sê nee. God sê nee. God sê, my Gees. En as jy vanmôre saam met my wil opstaan en sê, Here, kom vul my met die Gees. Wil jy nie vanmôre net in jou sitplek opstaan, jou hande uitsteek. Sê, Here, kom vul my. Spirit of God, you are the giver of life. Kom. Here, vanmôre staan ons voor U en nie een van ons is sonder sonde nie.
Maar dankie dat vanmôre nie 'n oomblik van oordeel is nie, maar 'n oomblik van redding. In my geestesoog sien ek hoe U staan soos daardie vader van die verlore seun en U die pad dophou. En met oop arms vir ons wag. En vanmôre wil ons die eerste tree neem en te sê, hier is ek, Here. Ek kom huis toe. Ek het U Gees nodig om my los te maak, om my vry te maak, om my vol te maak. Ek het my honger en my dors probeer les en vul, my leemte met al die verkeerde. En vanmôre vra ek dat U my sal volmaak. Vra vanmôre vir God se Gees. Nooi hom vanmôre. Spirit of God, Lord and giver of life, moving between us, moving around us like wind, like water, like fire. Spirit of God, Lord and giver of life, between us, moving around us like wind, like water, like fire. Breathe into me your freshness, that I may aware. Cleanse my vision, that I may see you clearly. Heal my sins, that I may feel you sharply. Give me the courage to live. Give me the courage to live. Give me the courage to live as you would have me to live. Spirit of God, Sing dit vanmôre as 'n Lord gebed. and giver of life, Oh Lord and giver of life. moving between us, moving around us like wind, like water, like fire. Spirit of God, Oh Spirit of God. Lord and giver of life, moving between us, moving around us like wind, like water, like to me your freshness, that I may awake, O Lord. cleanse my vision, that I may see you clearly. Kindle my sins, that I may feel you sharply. Give me the courage to live. Courage to live. Give me the courage to live as you would have me to live. Breathe into me. Breathe into me your freshness, that I may awake. Breathe into us. Cleanse my vision, that I may see you clearly. My sins, that I may feel you sharply. Give me the courage to live. Give me the courage to live. Give me the courage to live
Jesus Christ. Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Here, ek bid vanmôre dat U vir ons elkeen die krag van die Heilige Gees sal gee. Here, sodat ons die oorwinning kan behaal. Nie in ons eie krag nie, nie in ons eie vermoë nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Dankie dat ons dit nie self hoef te doen nie. Paulus sê, word vervul met die Gees van God. Here, dis vanmôre my gebed. Dankie vir U woord. Heilige Gees, sal U die naprediker kom wees van hierdie woord. Here, kom werk met ons deur U Gees, ons elkeen. Dankie dat U vir ons die oorwinning gee, want U het vir ons die oorwinning behaal aan die kruishout van Golgotha. Here, mag U genade, U vrede en U liefde met ons gaan en bly in hierdie week, totdat ons weer ontmoet, of totdat U ons kom haal. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.